Dit is vandag Vrydag 12 Junie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, is Genesis 32 vers 24 tot 30. Ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Die doel van hierdie gebedsmeditasie is om jou te help om dieper vrede te vind in die alledaagse en om oop te wees om deur die Gees van God verander te word. Daarom nooi ek jou om daar waar jy is, 'n paar keer lekker diep asem te haal. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Draai jouself na God se lig en kom tot rus in sy teenwoordigheid. In Johannes 6 sê Jesus vir sy volgelinge: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. God kom gee vir jou nou wat jy nodig het. Ontvang dit. Gees van God, ek honger en ek dors na U. Hier is ek. Ek luister. Genesis 32 vers 24. Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Toe hy sien dat hy Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heup gewrig getref. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Hy het gesê, laat my gaan, want die dag breek. Maar Jakob het gesê, ek sal U nie laat gaan nie, tensy U my seën. Toe vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het met God en mense stryd gevoer en het oorwin. Jakob vra toe en sê, maak asseblief U naam bekend. Maar hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Peniel genoem, want, het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog is my lewe gered. Dink vir 'n oomblik na oor wat jy in hierdie skrifgedeelte gehoor het. Wat het met jou gebeur terwyl jy hierna geluister het? Ons hoor in hierdie verhaal dat Jakob worstel met God. Maar hy worstel met sy lewe, dalk met sy skadukante. Hy worstel met dit alles en dalk ook sy neiging om te worstel, want dit is wie Jakob was. Hy staar sy drang om altyd te kompeteer vierkantig in die oë. En as sy nageslag is dit ook maar wie ons is. Ons is Israel. Ons is mense wat worstel met God, met ander, met onsself.
En ek glo dis omdat ons hinker na 'n egte geloof. En so geloof kom met stryd en vrae en teestand. Dit word aanhoudend nuutgebore. En soms voel dit dalk soos wat Jakob ervaar het, dat geloof in 'n doodloopstraat kom, waar jy nie in staat is om God te oorwin of van God af te vlug nie. Van ons mees vormende ontmoetings met God is nie 'n sagte landing nie, maar 'n worsteling soos wat Jakob ervaar het. En in hierdie oomblik ontvang hy 'n nuwe naam, wanneer hy skouer aan skouer beklei met die liefde en misterie van die wêreld. En dit verander wie hy is. Dit verander wie ons is. Ons stap ook dalk mank weg, bewus van ons swakhede. Maar ons stap ook geseënd weg en ontdek dat seën soms verborge lê. Jakob sê, ek sal jou nie laat gaan, tensy jy my seën nie. Dit is die uitroep van geloof. Wat is jou ervaring van hierdie worsteling in jou geloofsreis saam met God? Daar is ook vir my 'n groot stuk troos in hierdie verhaal. Dis waar ek ontdek het ons stap saam met 'n God wat ons in eensame donker plekke vashou, selfs vasgryp, wat in nood na ons toe kom. In elke stryd is daar seën, meestal diep onder die oppervlak. Daar's geen verdrukking waarin God nie ook besig is om die klei in sy hande te brei nie. Wat ek hieroor help my ook in my gebedstaal voor God, om nie te vra, Here, maak net my lewe maklik nie, maar dalk soos Jakob se woorde, Here, ek gaan U nie los, voordat U my nie seën nie. Die belofte is dat midde in hierdie stryd liefde vir jou wag, amper soos Jakob se Rachel. Dat genade en misterie en worsteling almal 'n blyplek in jou het, en in die teenwoordigheid van God nuwe betekenis kry. En dit puls deur jou met lewegewende energie. So moenie net laat gaan nie. Dalk in die proses word jy 'n nuwe persoon met 'n nuwe naam. Ek nooi jou uit om nou in stilte te sit en met die Here te praat oor dit wat in jou binneste beweeg het tydens hierdie meditasie. God van genade, ek kom wortel my nederigheid vandag opnuut in U. En ek kom vra, Here, mag die taal van U koninkryk vandag my kom en gaan bepaal. Help my om deur die lens van U genade en misterie te kyk, om U stem te herken en te stap waar U sou stap, saam met die wat in rou is, sodat hulle blydskap sal ken, en saam met die wat bang is, dat hulle vertroosting sal ken. Help my om te vergewe, as ek nie vergewe word nie, en lief te hê, wanneer ek nie geliefd voel nie. Here, skenk aan my die wysheid om te bly soek,
te worstel en leerbaar te bly. En help my om met my hele hart te luister na die waarheid van genade wat oral om my uitgestal word. Amen.